bly jy het ingeskakel. Ek weet die Here is hier by ons, daar by jou. En ek is opgewonde oor die reeks wat voorlê. Ons gaan hier in die volgende tyd bietjie kyk na 4 van die baie prominente karakters in die Bybel. En ek kan vir jou verseker, dit het vir my soveel beteken om te gaan kyk hoe die Here in die geskiedenis en deur die getuienis van mense se lewens in die verlede kragtig gewerk het en vir ons wonderlike boodskappe gegee het. En mag hierdie volgende aantal kere vir jou en ook vir ander vir wie jy gaan vertel, regtig vir hulle ook tot groot seën wees. Ek wil begin met Adam, ons almal se pa, en dan wil ek 'n bietjie kyk na Moses en na Samson se lewe en na Elia se lewe en die wonderlike dinge wat die Here gedoen het deur hulle, almal manne van God met 'n roeping en 'n getuienis. Nou, voor ek daarmee begin en met Adam gaan begin, wil ek vir jou hartlik uitnooi om ons te kontak. As daar iets is op jou hart, ons telefoonnommer hierso is 079-195-1586. So, jy kan ons 'n WhatsApp stuur en jy kan ook deel word van die persone vir wie ons 'n gereelde daaglikse boodskap stuur en 'n bemoediging en 'n gebed. En as jy vir ons net vra op hierdie nommer, dan sit ons vir jou op daardie WhatsApp groep. Nou, as jy weer wil luister of vir iemand anders wil laat luister na een van hierdie boodskappe, is jy welkom om op YouTube te gaan kyk. By Dirkie van der Spy bediening is dit al hierdie boodskappe beskikbaar. En ek nooi ook vir jou uit op sosiale media. Kyk bietjie gerus na Instagram, Facebook en X. Daar's elke dag ook 'n boodskap van ons bediening. En mag die Here vir jou seën. Dis ons hartse gebed. Nou en ook hierdie week en elke dag mag dit vir jou 'n baie spesiale ontmoeting wees. Elke keer wanneer jy stil word en vir die Here sê, hier is ek, praat met my deur hierdie boodskappe op sosiale media. Wat wil U vir my sê? Deur hierdie getuienis van hierdie keerpunt uitsending. Here, praat met my. En dis wat hy ook vandag glo ek wil doen. Want as ons stil staan by Adam, dan weet ons, dis nou die vader van alle mense op aarde. God het 'n wonderlike verhaal wat ons lees van hoe hy die wêreld geskape het, die hemel en die aarde. Ons weet nie baie van hoe wonderlik die hemel is wat hy geskape het nie, maar ons weet hoe hy hier op die aarde vir hom en vir die mens 'n woonplek gemaak het. Ons lees ook dat God dan op 'n stadium iemand maak om met hom in gemeenskap te wees. Iemand wat hy na sy beeld skape, na al hierdie wonderlike dinge, die diere en die bome en die veld en die pragtige skepping tot aansyn gebring het, sien ons dat hy sê, ek gaan 'n man skape. Uit die grond van hierdie aarde vorm hy 'n mens. En dis ook wat Adam beteken, mens. Uit die aarde. Die ontstaan van die mens uit hierdie skepping en uit hierdie aarde, uit die stof. En aan die einde, met die boodskap ook na die sondeval, sê God self, jy is uit stof gemaak en tot stof sal jy terugkeer. Ons as mense het maar 'n stoffelike, tydelike, fisiese liggaam. Maar daar gebeur iets wonderliks. Want as God die mens geskape het, dan staan daar, hy die mens na sy beeld geskape. Nie maar net sommer, net soos die diere nie, maar na sy beeld geskape. En dan lees ons spesifiek ook, hoe dat hy sy asem in hierdie mens ingeblaas het. Sy gees, sy geestelike lewe, sy siel in die mense. Want daarom is ons anders as die res van die skepping. En die rede is, God het hierdie mens geskape, omdat hy met die mens in gemeenskap, in 'n baie noue verhouding wil lewe. Kom ek lees net vir jou hierdie verhaal van die ontstaan en die skepping van die mensdom. Genesis 2, vers 7 en 8 en dan weer 15 tot 18. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en
lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. En dan die rede wat God eintlik sê, hoekom het hy hierdie mens gemaak? Hy het hom met 'n opdrag geskape. Hy het 'n belangrike taak vir hom. En dit is een van die eienskappe van ons wat as mense op hierdie aarde is dat God ons ontwerp het, dat ons in sy plan inpas, dat hy 'n spesifieke doel met ons lewe het, dat hy 'n spesifieke taak vir ons het. En so het hy ook vir Adam geskape om hierdie tuin te versorg, om die diere te versorg en om te heers oor hierdie skepping. Luister 'n bietjie hoe hy dit in vers 15 tot 18 verduidelik. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en om dit op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag, as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die verhaal van God se plan met die mens, die skepping van Adam, die sien van Adam se hartsbehoeftes dat hy alleen is en God se plan om 'n vrou te skape wat by hom gaan pas, wat saam met hom kan leef, met wie hy kan kommunikeer, met wie hy in 'n noue verhouding kan saamlewe, met wie hy sy las kan deel, hoe hulle mekaar kan help en hoe hulle in 'n groot wonderlike eenheid saam kan lewe. Dis God se plan gewees met die mens. Maar sien jy iets wat baie interessant is? Deel van die opdrag van Adam is dat hy hier in die tuin moet sorg vir die diere en vir die natuur en vir die skepping, maar dat hy nie mag eet van die boom van kennis wat in die middel van die tuin is nie. Wat wil hy daarmee sê? God wil vir ons sê, ek maak jou, Adam, om in 'n verhouding met my te leef, om in liefde met my te leef. God het die mens geskape om met hom saam te lewe hier in die paradys, met hom saam te wandel in die aandwyntjie en te kommunikeer en deel te hê en 'n verhouding te hê met die mens, anders as met die diere en die bome in die veld. God het die kroon van sy skepping bedoel as iemand met wie hy in gemeenskap kan lewe. En daarom dat ons sien, dat God wil hê, ek het nie 'n robot geskape, wat ek geprogrammeer het om outomaties sekere dinge te doen nie. Ek het 'n mens geskape, na my beeld, met wie ek kan saamlewe in 'n verhouding van liefde. Hoe funksioneer liefde? Liefde is daar, waar ek 'n keuse kan uitoefen. Ek hoef dit nie vir jou te doen nie, maar nou gaan ek dit spesiaal doen, ek gaan opoffer vir jou. Dis liefde, ek gaan liefde betoon. So, liefde is nie maar net 'n gevoel in 'n mens se hart nie. Liefde is dat Adam, as jy my lief het, dan sal jy nie van daardie boom gaan eet nie. Dan sal jy sorg dat jy doen wat ek vir jou sê. Dis wat Jesus ook in die Nuwe Testament verduidelik het, toe hy gesê het, as julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou. So dis juist hoe ons vir God wys, dat ons hom lief het, dat ons vir hom kies, dat ons in 'n verhouding lewe, ons hom nie wil bedroef of hartseer maak of ongehoorsaam wees nie. Ons wil nie iets teen sy wil doen nie. Ons het 'n vrye wil, ons is nie 'n robot nie, maar ons kies om te doen wat hy wil hê. Ons kies om hom lief te hê. Ons kies om nie van daardie boom te eet, want ons weet dat dit teen God se wil en sy plan is. En dan maak hy die mens nie net as 'n enkel wese nie. Hy maak 'n vrou wat by hom pas. God het seksualiteit uitgedink. Dis iets moois, dis iets wonderliks, dis iets uit God se hart.
Dis hoe hy 'n man en 'n vrou bymekaar gebring het. Hy het nie 'n klomp mans gemaak hier op aarde nie. God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Nie net 'n klomp mans wat hier saam lewe nie. Hy het 'n vrou gemaak. Hy het seksualiteit ontwerp. Hy het gemaak dat hulle een sal word. Daarom lees ons eintlik van die skepping van die vrou, dat God vir Adam in 'n baie diep slaap laat verval het. Eintlik sal ons amper in moderne taal sê, hy het hom onder narkose geplaas en toe 'n ribbebeen geneem en daaruit die vrou geskep. Ja, ons sou kan sê, hy het hierdie ribbebeen gekloon en hy het hieruit die mooiste mens gemaak wat by Adam pas. Hy het hulle seksueel ontwerp. Hy het geslagtelikheid uitgedink en dis God se plan. Dis hoe hy dit bedoel het met die mens, se skepping. En daarom lees ons dat God eintlik bedoel het dat hierdie twee is verbonde aan mekaar. Dis wat 'n huwelik is. God het eintlik hiermee ook die huwelik geskep. Hy het hier gewys hoe moet 'n man en 'n vrou lewe, dat hulle in 'n eenheid saam, in verbondenheid aan mekaar, in gemeenskap met mekaar, sal saam lewe, en God se plan was vir altyd. Hierdie is nie 'n tydelike los en vas verhouding nie. Nee, hierdie is uit jou ribbebene is 'n vrou geskape as deel van jou. Julle twee sal nie meer twee wees nie, maar een wees, en hierdie eenheid mag nooit geskei word nie. So God het nooit egskeiding in sy plan gehad nie. Dit was deel van die slang en die duiwel en die bose se plan om hierdie skepping van God te beskadig, om hierdie mooi verhouding met God te beskadig en die mooi verhouding met die mens, met sy vrou te beskadig. Daarom sien ek dat in die Nuwe Testament in Matteus 19 lees ek byvoorbeeld die volgende. Jesus het hulle geantwoord. Hulle vra nou vir Jesus uit oor die skepping en oor man en vrou wees en egskeiding. Jesus, Matteus 19 vers 4. Jesus het hulle geantwoord: Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê: Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe. En hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. En wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Sien jy die ontwerp van die skepping, die ontwerp van die mens, die ontwerp van die huwelik en van 'n gesin. Want God het in seksualiteit die vreugde en die liefde laat kulmineer, maar ook vrugbaarheid en die geboorte van kinders. En binne hierdie gemeenskap wou God saam met hulle lewe. Ja, in hierdie vrede, in hierdie liefde, in hierdie harmonie, in hierdie pragtige plek in die tuin van Eden, daar sou kinders opgroei in die sekuriteit van 'n pa wat sy huis beskerm en weghou van die kwaad en weghou van die boom daar in die middel van die tuin. Dis die wonderlike verhaal wat ons lees. Dis God se plan. En toe, die groot hartseer, die sondeval, dat die mens van God weggedraai het. Jy sien, dit het alles begin eintlik in die hemel. Ons lees dat die owerste, hierdie maghebber in die hemel, wat in beheer was van die engele en die lofprysing en die aanbidding van God, dat hy gerebelleer het teen God en gesê het, maar hy wil ook bietjie erkenning kry. Hy wil ook raak gesien en geëer en aanbid word. En 'n derde van die engele het daarvoor geval. En uiteindelik het God teen hierdie rebellie en hierdie opstand teen hom, het hy hulle uit die hemel uitgewerp. En hierdie owerste en hierdie goddelike wesens het na hierdie aarde gekom, en daarvandaan sien ons die gevolge van hierdie sondeval, dat hulle vir Adam en Eva nou ook in die paradys aanval en probeer om te verlei om hulle rug op God te draai, om hulle liefde vir God te ignoreer en van die boom se vrug te gaan eet. En dis waar ons die hele verhaal lees van hoe die slang, wat daai tyd nog 'n pragtige dier was,
soos die reënboogkleure, pragtig met 4 pote, het hy na die mens gekom. En toe het hy uiteindelik met Eva begin konkel en aangehou praat en begin om in hulle koppe 'n leuen te vestig en te sê, het God nou regtig gesê, julle mag nie van daardie boom eet nie? Weet jy, God wil eintlik nie hê julle moet soos hy word nie. Hy weet hoe wonderlik julle gaan word as julle van daai boom eet. En hierdie fantasie wat die duiwel teken, het vir Eva al meer nuuskierig gemaak en al meer laat wonder of dit nie miskien maar goed is om 'n slag van daai boom te gaan proe, daai vrug te smaak nie. En so het sy aangehou om die duiwel na te luister, om die slang aandag te gee. En Adam staan een kant, hy verdryf nie die slang nie, hy tree nie op nie, hy laat hom op die ouend maar saam sloer, en daar gaan hy saam in hierdie sondige verleiding, en gee hy toe, en eet hy ook van die vrug, wat Eva gepluk het, en wat sy vir hom gegee het. Luister net 'n bietjie hierdie hartseer verhaal, oor die gevolge van die sonde in Genesis 3, vers 16 tot 20. Vir die vrou, vir Eva, het die Here God gesê, ek sal jou nou baie swaar laat kry met swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. En vir die mens, vir Adam het hy gesê, die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak. Jou lewe lank die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei. En jy sal veldplante eet en net deur harde werk sal jy kan eet. Totdat jy teruggekeer het na die aarde toe. Want daaruit is jy geneem. Stof is jy en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Dis die hartseer verhaal van hierdie mooi verhouding, wat die vyand, wat die verhoudinge in die hemel kom deurmekaar maak het en kom skend het, na die mens gekom het om hulle ook op te maak, om teen God te draai. En daarvandaan sit ons met die gevolge. Die mens wat nou 'n sondige aard het, wat selfsugtig is, wat van nature eerder self liefgehê wil word, as om lief te hê. Eerder rug op God te draai, as om te doen wat God sê. Nou is hierdie ou natuur in vyandskap teen God, en selfsugtig teenoor mense. Daar klomp hartseer gekom, omdat hulle nie geluister het nie, het die sonde se gevolge na die aarde toe gekom. En nou was hier op die aarde slegte dinge, dorings, seer, pyn, dussels. Hier het nou op aarde het hier skade gekom. Hier het skade gekom in die vrou en haar man se verhouding, want nou het Adam en Eva nie meer so in harmonie geleef nie. Toe God vir Adam vra, wat het jy gedoen? Hoekom het jy van daai vrug geëet? Toe sê hy, begin hy sê, nee man, die skuld is nie ek nie, skuld pak hy toe op Eva. Hy sê, nee, is Eva wat vir my gegee het. Eva sê, nee, is nie ek nie. Dis die duiwel wat eintlik, die slang, hy is die skuldige. Hy het my aangehits om dit te doen. Nee, jy sien, hier skielik is die harmonie versteur, is daar oneenigheid in die paradys. Skielik is hulle bang vir God, gaan kruip hulle weg. Uiteindelik sien ons dat hulle naaktheid nou, hulle seksualiteit het nou iets anders geword. Kan jy sien hoe die vyand alles kom lelik maak het wat mooi was? Kan jy sien hoe die vyand kom skade doen het? En die hartseer gevolge daarvan, dat Adam nou moes hard werk in die sweet van sy aangesig, sal hy eet. Dit is interessant, ek weet nie wie die storie gehoor het van, hulle sê een aand het Adam wakker geword, toe voel hy sy vrou is besig hier om sy ribbes besig te wees. En sy voel, hy hoor sy tel. Hy word wakker, hy sê, Eva, wat doen jy? Hy sê, nee, sê Eva, ek sien jy werk nou al later, elke aand kom jy later terug huis toe. En ek het net gewonder of God nie dalk nog 'n ander vrou gemaak het nie. Net hoor of al die ribbes nog daar is. Nou goed, jy sien die gevolge van die sondeval het uitgekring, en dis waarom ek en jy die stryd het, maar waar ons ook weet, dat daar 'n belofte in die paradys was, dat Adam uit jou vrou se nageslag, gaan ene kom, Jesus Christus,
het uiteindelik toegekom, wat die slang se kop sal vermorsel, wat die verlossing sal bewerk, wat hierdie slegte dinge gaan omkeer en dit gaan nuut maak en dit gaan verander en die gevolge van die sonde gaan hy kom herskep en uiteindelik gaan hy die ewige lewe vir ons kom gee. Ja, dis toe die waarheid. As jy van daai boom eet, kies jy vir die dood en die gevolge daarvan. Weet jy, as ek terugdink, dan besef ek, ons sê baie keer, ja, dis Eva se skuld, maar as jy nou mooi gaan kyk, dan wil ek vir jou sê, was dit nie Eva se skuld nie, dit was Adam se skuld. Dis hoekom God na Adam toe kom. Hy sê vir hom, Adam, wat gaan aan? Wat het gebeur? Hoekom kruip julle van my weg? Hoekom is julle nou skaam vir mekaar? Hoekom is julle bekommerd nou oor julle naaktheid? Wat het gebeur? Het julle dalk geëet van daai boom? Nee, en dan begin hy beskuldig en sê, dis eintlik Eva se skuld. Sê die Here, nee Adam, ek praat met jou. Ek gaan nie nou, kom nie na Eva toe nie, ek kom na jou toe. Ek het vir jou die opdrag gegee om te sorg dat daar nie van daai boom geëet word nie. Hoekom het jy jou vrou nie beskerm teen die slang nie? Hoekom het jy as man geabdikeer van jou roeping en jou taak hier in die paradys? Hoekom het jy toegelaat dat die slang aan mekaar by jou vrou uitkom? Hoekom het jy nie standpunt ingeneem teen die vyand nie? Hoekom het jy nie die duiwel verbied om na by julle huis te kom nie? God het vandag nog steeds 'n saak met mans. Hy het vir ons 'n verantwoordelikheid gegee. En daarom moet ons vrou en ons kinders beskerm teen die duiwel en al sy bose magte. Ons moet sorg dat die vyand nie toegang het in ons huis om onenigheid en ongehoorsaamheid te bring nie. Want dis wat gebeur het. Hulle liefde vir God het hulle teengedraai. En hulle liefde en hulle eie planne het gemaak dat hulle van die boom geëet het. En dis die stryd wat ek en jy vandag nog het. Dis die stryd wat ons het en wat God sê, ek het vir jou as man 'n verantwoordelikheid gegee. As jy nie die wag gaan staan nie, gaan die vyand inkom in hierdie huis, jou kinders gaan verward raak, gaan allerlei probleme ontwikkel, gaan allerlei konsentrasie en selfbeeldprobleme ontwikkel. Die duiwel gaan in hierdie huis inkom en onenigheid tussen man en vrou werk en julle gaan skei en die gevolge van 'n enkel ouerhuis en 'n pa wat nie teenwoordig is om vir sy kinders te bid en te versorg en in te tree vir hulle en vir sy vrou te sorg. Die deur is oop, die vyand gaan kom en op die ouend sien ons die jeugmisdaad, ons sien die ongeordendheid onder die jeug, geen dissipline nie, die bendes, die gevolge van 'n huis waarin daar nie dissipline is nie, 'n huis waarin God nie geëer word nie en kinders verwilderd raak en die vyand maak soos wat hy wil, hy stap in en uit by die deur soos wat hy wil. Pa, jy het 'n verantwoordelikheid. God het dit vir jou gegee. Gaan lees weer hoe hy die skepping bedoel het, hoe jy oor jou huwelik moet waak, hoe jy oor jou gesin moet waak, hoe jy die geestelike leier moet wees, hoe jy teenwoordig moet wees in die huis, en hoe jy moet standpunt inneem teen die bose, en teen jou deurkusyn moet jy skryf, ons huis sal die Here dien, en die Here alleen. Weet jy, as ek nou verder kyk, na wat in die Nuwe Testament staat, dan sien ek presies dit. Ek sien hoe dat deur die sondeval van een mens, van Adam, en sy ongehoorsaamheid, en sy rugdraai op God, en sy luister na die vyand se versoekings, hoe daardie gevolge in ons as mense begin wortel skiet het en ons beïnvloed het. Maar dank die Here vir die tweede Adam wat gekom het, Jesus Christus, wat die oorwinning behaal het. Hy is as mens gebore, hy was hier op aarde, in ons plek gelewe soos 'n mens, maar hy het net nooit sonde gedoen nie. En daarom kon hy aan die kruis sterwe as die lam van God, vlekkeloos, sonder sonde. Hy sterf nie vir sy sonde nie, hy sterf vir jou en my. Hy sterf vir ons sondes. En daarom neem hy die oordeel van God op hom en oorwin hy die bose. Die bose het vir hom getart en getruiter van sy geboorte, wou hom doodmaak, en dwars deur die geskiedenis, hoe hulle hom daar by die kraans wou afgooi, en Herodes hom wou doodmaak, en hoe dat ons lees, hoe dat hulle vir hom uiteindelik gevang het en gekruisig het en doodgemaak het. Maar hy het nie gesondig nie. En daarom staan hy op uit die dood en oorwin hy die dood en die duiwelse planne, en nou is Jesus die tweede Adam,
wat vir ons van die vloek van die sonde kan bevry en vir ons kan nuut maak en skoon maak, reinig en heilig. Luister bietjie hoe verduidelik Paulus dit in Romeine 5. Hy sê in vers 17, deur die oortreding van die een mens, Adam, het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereid. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling van alle mense, so het die een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van die een mens, Adam, sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U gekom het om die werke van die bose te verbreek en ons sondes te vergewe en ons vry te maak van die straf en die oordeel van God. Dankie Jesus dat U ook in my hart inkom. Ek wil hê U moet my lewe kom reinig. U leef, U het uit die dood opgestaan, U is nou by my, U maak my skoon, U maak my nuut, U maak my heel, U maak my vry. Dankie vir die nuwe, ewige lewe, Jesus, wat U vir my kom gee. Amen.